Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het vanaand baie beloftes gemaak rondom groot beleggings wat in Gauteng inkom en wat van so groot omvang is dat dit tot 250.000 werksgeleenthede kan skep. Die Vryheidsfront Plus het geen probleem daarmee nie. Trouwens, ons het verlede jaar vir hom gewaarsku dat as hy nie iets drasties doen rondom die swak beleggingsomstandighede in Gauteng nie en nie groot beleggings inkry in die provinsie nie, gaan die sosio-ekonomiese omstandighede van Gauteng nie verbeter nie en gaan sy party eintlik nog meer pakslaag kry aan die einde van die dag, soos die mense moedeloos raak om te stem vir 'n ANC wat nie presteer nie. So die premier het daarop gereageer deur 'n groot aankondiging te maak van talle miljarde rande se beleggings in Gauteng. Nou ons sal natuurlik dit moniteer om te kyk wat werklik tot stand kom, want van baie van hierdie beloftes kom daar eintlik niks daarvan aan die einde van die dag nie, soos die verloop van tyd verbygaan. En dit word natuurlik ook gedoen met die oog op die verkiesing, want Panyaza Lesufi weet dat die ANC in groot moeilikheid in Gauteng is en veral met die provinsiale regering wat nie kan lewer soos hy moet lewer nie, ook weens die swak dienslewering van die plaaslike regerings, is daar 'n groot probleem dat die ANC die skuld gaan kry vir al hierdie probleme wat in Gauteng heers. En natuurlik moet hulle ook die skuld kry vir al hierdie probleme, want dit is hulle wat dit veroorsaak het. Maar dit gesê, indien hierdie beleggings realiseer, sal dit wel goed wees vir die provinsie. Maar ons het ook vir die premier nog verdere nuus, want hierdie beleggings is nie genoeg om die sosio-ekonomiese probleme in Gauteng volledig aan te spreek nie. Ons kort baie meer beleggings en dit beteken onder andere beleggings van oorsee af en standvastige, betroubare beleggings van die FSA af. En daarvoor sal die premier dan druk op die nasionale regering van eenheid moet sit om te sorg dat daardie beleggings uit die FSA wel gaan realiseer in Gauteng. Op die oomblik is daar groot probleme tussen Suid-Afrika en die FSA vir verskeie redes. Ons weet presies wat dit is en die ANC moet na die tafel toe kom en hulle moet ook uiteindelik die knie buig voor die Withuis om te sê maar hulle beleid werk nie, hulle ekonomiese beleid werk nie, die arbeidsbeleid werk nie, as ook die swak magtigingsbeleid wat glad nie werk nie. Dit is teenproduktief, kontraproduktief tot die groei van Suid-Afrika se ekonomie, maar natuurlik ook Gauteng wat die ekonomiese kraghuis is van Suid-Afrika. So ons boodskap aan hom gaan wees is om verdere druk op te sit op die nasionale regering en enerzijds en anderzijds te probeer om die swak beleid wat reeds bestaan, wat afgedwing word op die provinsie van Gauteng, te mitigeer op 'n wyse sodat daar wel behoorlike beleggings kom na Gauteng toe. Verder gaan die Vryheidsfront Plus ook in instemming met die provinsiale regering in gesprekke begin rondom verskeie kwessies wat ons mense ten nouste raak. Soos Afrikaanse skole se beskerming ongeag Bella se inwerkingstelling, ook die beskerming van arm blankes en arm Afrikaners in verskeie townships waar hulle bly en in informele nedersettings op plase, om te sorg dat hulle ook 'n deel van die belasting kan kry en ondersteuning kry van maatskaplike sorgdienste van die provinsiale regering, maar ook finansiering kry in daardie verband. En natuurlik ook dan 'n verstelling van die kwintiel 5 skole se subsidie, om daai subsidie weer te herstel. Ons het heelwat planne in daai verband, ons het gekyk na die begroting wat gaan kom, en ons het heelwat idees oor hoe die begroting aangepas kan word, om te sorg dat ons wel dan ook daardie befondsing kan kry wat die kwintiel 5 skole se subsidie sal beskerm en moontlik herstel na die volledige ou subsidie toe, of dan wel substantief die subsidie van die vorige subsidie te kan ewenaar. So die Vryheidsfront Plus gaan binnekort in onderhandelinge gaan met die ANC in daardie verband en die regering van provinsiale eenheid in Gauteng. En ons is positief dat ons wel iets kan regkry vir ons kiesers en ons sal jou op hoogte hou soos ons vorder in daardie verband. So baie dankie.